Goeiemôre, goeiemôre, good morning, how are you, lady in red? Nee, hoe gaan dit vanmôre? Dit gaan goed, dankie met jou, welkom terug. Baie lekker, ja, skielik is ek in winter in, jong. Ek het gehoop, jy gaan vir ons 'n Vietnamese dientjie hier neerie. Ja, ek sukkel, kyk, as my... Nee, jy jok nou, want daar's 'n treffer, jy het vir my gesê, daar's 'n treffer, ek het gehoop jy sou nou al teen die tyd geleer het. Gee my so 'n week kans, of die naweek, dan sal ek hom nou lekker oor en oor luister, en dan behoort ek terug te kom, want op hierdie stadium kom my aksent heeltemal anders uit. Mense eerder dink ek was in Indië, as in Vietnam, of so. Nee, jy moet dit vir ons 100% reg kry. So, jy het huiswerk. En hulle skud hulle biscuit daar aan die ander kant. Nou ja, die week is amper op sy einde en ons staan gereed om dit op die regte manier af te sluit met 'n program vol pret en plesier en is die 3 P's, pret, plesier en pita, wat terug is. Sy man, ek weet julle het my glad nie gemis nie, ek het julle natuurlik aan die ander kant baie gemis, so dit is vir my baie lekker om terug te wees. En kom ons hoor gou-gou, waarna kan jy ook uitsien? April was natuurlik Wêreld Parkinsons Maand en Etienne se leef van Parkinsons South Africa gesels met ons oor wat die toestand werklik beteken en waarom beter sorg so belangrik is. Op jou sportfront gaan ons Suid-Afrikaanse waterpolo vrouenspan maak hulle geskiedenis en kaptein Shakira January vertel van hulle sukses by die wêreldkampioenskappe in Malta. Mal daaroor gewees om daar weer 'n punt te kan bewys, jy weet. Yes, Ons kyk ook na die uitrustings by die Met Gala saam met Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect en hoe hierdie modeneigings ons alledaagse styl beïnvloed. Sien julle, ek het net my strikdasie vandag bietjie vergeet. En dan kom Tamlin Wessels se kuier met haar splinter nuwe liedjie en 'n baie nice liedjie moet ek sê. Dis nie so diep nie, maar dit is baie lekker hier by ons vanmôre. Kyk, ek dink as jy nou wou deel wees van daai gala geleentheid, ek probeer nou dink, waarmee sal ons kan werk hier op die tafel, Ja. maar ek dink jy sou net 'n beker op jou kop moes sit of so iets. Is dit eienaardig. Is dit 'n aardige stories? Eienaardig, my mense te sê, so bly ingeskakel. Ons gaan 'n paar Dis foto's amper deel. soos kuns wat eienaardig raak en waaroor ons ook al gesels het. Eienaardig, maar almal gons dan daaroor. Maar dit was die tema, was kuns, maar later meer daaroor. Ja, dit moet gaan ek lyk. Ja, sy, nee, Pieter is reg. Die internasionale passasiersskip MV Hondius wat deur middel van Kaap Verde van suidelike Argentinië na die Kanariese eilande reis, word deur 'n ernstige gesondheidskrisis in die gesig gestaar. Dit nadat 'n 70-jarige Nederlandse passasier siek geword het en op 11 April op die skip oorlede is. Die skip het op 24 April Sint Helena bereik en daar is gereël dat die bejaarde se liggaam van daar af terug na Nederland gestuur word. Sy 69-jarige weduwee het of liewer net die 69-jarige weduwee het die liggaam vergesel en is ook toe nou kort daarna op die 27ste April by OR Tambo Internasionale Lughawe oorlede as gevolg van die feit. As gevolg van 'n ineenstorting, ja. Op daardie selfde dag het 'n Britse passasier ernstig siek geword en is hy na Johannesburg oorgeplaas waar hy tans in die intensiewe sorgeenheid behandel word. Dit is bevestig dat die passasier 'n variant van die Hantavirus het. Nog 'n passasier het intussen op die skip gesterf en 2 bemanningslede toon ernstige asemhalingssimptome en benodig ook dringende mediese sorg. Die oorsake van die ander sterftes is egter nog onbekend en dis nog nie bevestig of dit met die virus verband hou nie. Nou die skip met sowat 149 mense van 23 nasionaliteite, nie een Suid-Afrikaans nie aan boord, is tans naby Kaap Verde en owerhede oorweeg om passasiers vir mediese ondersoeke te laat afklim. Die Nasionale Departement van Gesondheid beklemtoon dat daar geen rede vir paniek in Suid-Afrika is nie, aangesien slegs 2 pasiënte die land binnegekom het. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie word 'n internasionale reaksie gekoördineer en ondersoeke is ook aan die gang om te bepaal of daar enige verband tussen die sterftes en die virus is. Die Hantavirus is 'n skaars maar potensieel dodelike siekte wat hoofsaaklik deur kontak met knaagdiere oorgedra word. Dit kan ernstige long- of nierprobleme veroorsaak met 'n hoë sterftesyfer in ernstige gevalle. Baie belangrik om te sê, hierdie is nog 'n ontwikkelende storie. So ons hou die nuus dop, maar ek weet Dr. Angelique Coetzee het ook gesê daar is geen rede om bekommerd te wees wat Suid-Afrikaners betref nie. Maar maak ook seker, sy het net gesê, jy kan voorsorgmaatreëls tref en seker maak dat jou omgewing skoon is en dies meer. Maar dit laat ou nogal 'n bietjie wonder en dink, nee, as jy nou op 'n passasiersskip gaan ook vir 'n lekker naweek wegbreek of so en so iets gebeur,
Sit hulle ou dan in kwarantyne? Hoe werk dit, né? Daar's 'n hele ek dink daar's 'n hele plan wat gevolg moet word in daai opsig. Maar ja, ons hou dit met groot belangstelling dop en ek dink dis jammer om te hoor dat daar alreeds sterftes was as gevolg daarvan. Baie So hopelik nie veel meer nie. Of enigsins nie. Een van die dae dan dra ons almal weer maskertjies net om seker te maak. Nee, Voorkomend, net om voorkomend. ons gaan nie nou die mense paniekerig maak nie, Pieter. Moenie daaroor bekommerd nie. Kyk, ek is nou weer, nou lyk ek slim. Maar lyk vir my hierdie wat noem mense dit as jy nou ietsie aan het soos ekstra het. My bril is 'n bykomstigheid. Jy sien, goeiemôre. Nou ja, slim horlosies, het jy 'n slim horlosie? Jy 'n slim horlosie. Jy het 'n slim horlosie. Ja, Ek het ook 'n slim horlosie. Ek wat hom lees is slim om die horlosie te kan verstaan. Maar slim horlosies is deesdae deel van amper almal se oefenroetines, maar navorsing wys dat ons dit nie blindelings moet vertrou nie. Hoewel jou horlosie vir jou hoope data soos kalorieë, hartklop per minuut en slaapaktiwiteit gee, word die meeste daarvan nie regtig gemeet nie en dit word bloot beraam. Wil jy nou meer? En dit is waar die foute insluip. Neem nou maar kalorieë byvoorbeeld, né? Volgens studies kan die hoeveelheid kalorieë wat jou horlosie bepaal, jy moet inneem met meer as 20% onakkuraat wees. So jy gaan of te veel of te min en jy gaan nie reg eet nie. As jy eet is dan presies daarvolgens beplan, kan jy dalk heeltemal te veel of te min eet, soos ek nou gesê het, wat jou gesondheid dan direk kan beïnvloed. Selfs die hoeveelheid tree wat jy neem, is nie altyd akkuraat nie. Wys jy nou. Slim horlosies maak op armbeweging staat om ou tree uit te meet en aktiwiteite soos om 'n stootwaandjie te stoot, gewigte te dra of te loop met beperkte asemhaal, armswaai hoor net vir my, beperkte asemhaal, dan gaan jy maar stil staan ja. 'n Beperkte armswaai kan die telling waarskynlik minder akkuraat maak. Wat hartklop betref, werk die slim horlosie puik terwyl jy sit en ontspan in 'n boek lees. Maar sodra die sweet begin loop en jy hart oefen, raak die lesings dikwels onbetroubaar. Verstaan jy? En so kan jy aangaan. En hoe stywer jy hom sit, hoe meer het hy invloed, hoe losser hy hang. Nee, slim horlosie, wys jy nou net, né? Daar's 'n hele tegniek betrokke. Ek het nogal gewonder hoe kry dit reg om almal so slim te wees. Ek moet vir jou sê, ek hou nogal gewoonlik my slaapgewoontes dop. Ja. Ek sien ek het blykbaar 4 ure en 55 minute geslaap, maar is dit nou akkuraat? Ja. Ek weet nie. Ek weet nie, ek het gisteraand letterlik, dan dink ek nou gaan ek 'n goeie uur slaap, dan het ek my oë oopmaak, dan is dit 5 minute. 5 minute wat ek geslaap het. Ek dink is seker maar nog die tydsverskil van die verskillende tydsones en die dinge. Dit het gewoonlik of dit werk gewoonlik so wanneer 'n mens moet terug gaan skool toe Pieter. Ons verstaan. Ons verstaan. Terug hok toe. Hier is ek. Ja. En ek rek en strek nog, jy weet, net om net so weet te voel, hoe voel dit om so 'n bietjie vroeg op te staan. Baie lekker. Maar nou ja, jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteit sorg elke dag. Bly waar jy is, want ons is net hierna terug met nog lekker nuus, goeie geselsies en natuurlik op en top musiek. Goeiemôre. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Dis tyd vir ons weeklikse kuiertjie hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vanoggend fokus ons op die Giardia parasiet en ek gesels weer met Dr Pieter. Dankie dat ons weer hier kan wees. Dis lekker om julle weer te hê. Goed, wat presies is Giardia en hoe kry honde dit? Okay, so Giardia is 'n mikroskopiese protozoale parasiet wat in die dun darm van honde leef. Dit word uitgeskei in 'n sistiese vorm wat lank kan oorleef in die omgewing en honde neem dan hierdie siste in en dis hoe hulle dan nou besmet raak. So honde kry dit deur besmette water te drink. Honde kan dit ook inneem deur besmette oppervlaktes te lek. Dit is veral volop in dele waar honde baie by mekaar kom, soos by kennels, hondeparke en skuilings vir honde. Wat is die mees algemene simptome? So honde met Giardia kom gewoonlik in die konsultasie aan met diarree, omdat dit die normale opname van voedingsstowwe versteur. Lei die hondjies ook gewoonlik aan kroniese gewigsverlies, al het hulle 'n normale eetlus. Dit tas gewoonlik nie gesonde honde so erg aan nie, maar jonger hondjies, honde met swakker immuunstelsels en ouer honde word gewoonlik erger geraak deur die siekte. Dit is ook belangrik om te onthou dat in verskeie kere 'n gesonde hond nog steeds Giardia kan afskei. Met ander woorde, hy wys nie noodwendig simptome nie, maar hy kan nog steeds die parasiet versprei. Hoe algemeen word honde hiermee gediagnoseer? In dele van Pretoria waar die hoeveelheid honde in die omgewing so hoog is soos hier in ons omgewing, sien mense dit nogals redelik baie. Ek het in die laaste 2 weke daagliks ten minste 1 of 2 daarmee gediagnoseer. Al ek moet sê, dit klink vir my nogal na 'n redelike groot probleem. Is dit gevaarlik en kan mense dit kry? Oor die algemeen is dit nie te gevaarlik vir hondjies nie. In kroniese infeksies waar hulle vir langtermyne gewigsverlies getoon het, dan kan dit lewensgevaarlik raak. En dan natuurlik met jou jonger honde, jou ouer hondjies en met jou siek honde. Dit is wat ons noem 'n zoonotiese parasiet, wat beteken dat dit van jou troeteldier oorgedra kan word aan die eienaar self. Maar ons sien dit regtig selde in praktyk omrede goeie higiëne en jy moet ook net voorkom dat 'n leeu in die gesig lek. Wat baie moeilik is vir die meeste mense. Ja. Wat behels die behandeling en hoe kan dit voorkom word? Dit is 'n redelike eenvoudige behandeling. Ons behandel dit met 'n antiparasitiese medikasie wat ons voorskryf vir die diere en dan ook ondersteunende behandeling. Die behandeling sluit ook omgewingsbestuur in. As jou troeteldier gediagnoseer word met Giardia, moet jy seker maak jy moet jou troeteldier gereeld pad. In huishoudings waar daar meer as 1 troeteldier is, sit ons gewoonlik die ander troeteldiere ook op 'n behandeling vir Giardia, net om herinfeksies te voorkom en om kosbakke en waterbakke gereeld skoon te maak. Die voorkoming daarvan is maar net om seker te maak as jy met jou hond gaan stap dat hy wegbly van besmette water af. Dr Pieter, baie dankie. Dit is 'n groot plesier. Nou jy is baie welkom om 'n draai hier te kom maak indien jou troeteldier enige hulp benodig. Hulle is 24 uur van die dag beskikbaar. Ons kuier volgende week weer hier.
April was wêreld Parkinsons maand, 'n tyd om bewusmaking te skep oor 'n toestand wat baie mense raak, maar steeds nie altyd deeglik begryp word nie. Vandag gesels ons met Etienne Silje van Parkinsons ZA oor wat Parkinsons regtig vir mense wat daarmee leef beteken en ook hoekom daar 'n groter, meer omvattende benadering tot sorg nodig is. So goeiemôre, good morning Etienne en hartlik welkom. Goeiemôre, baie dankie. Lekker om hier by julle saam te wees. Goed, baie mense het al van Parkinsons gehoor, maar ek dink die vraag is verstaan, jy weet, almal verstaan dit nie noodwendig heeltemal nie. So, jy weet, wat presies is dit en hoe raak dit 'n persoon se daaglikse lewe? Wel, ek self het Parkinsons. So, Parkinsons is 'n siekte wat die vinnigste groeiende neurosiekte is in die wêreld. Daar's om en by 11.5 miljoen mense met Parkinsons wêreldwyd. En die getalle oor die laaste 25 jaar het verdubbel. So wat dit eintlik is, dit is 'n siekte, is 'n neurologiese afwyking wat die senuweestelsel aantas. En dit lei tot progressiewe fisiese agteruitgang. Ja, dit ontstaan wanneer breinselle wat dopamien produseer geleidelik doodgaan. Dopamien is die belangrikste oordragstof of genoem chemiese boodskapper wat oordrag van syne in die senuistelsel moontlik maak. Goed, nou die siekte word dikwels laat gediagnoseer. Hoekom gebeur dit en watter vroeë tekens moet mense dophou? Hulle sê meeste mense kry Parkinsons al 10 jaar alvorens jy gediagnoseer word. In my geval, my hand het begin bewe en mense het my gevra, het jy Parkinson? Dan sê ek nee, dis net ouderdom, want ek is al 83. En ek was eendag by 'n velspesialist en hy vra vir my, het ek Parkinsons? Ek sê vir hom nee. Hy sê vir my, jy beter 'n neurospesialist gaan sien, want ek dink jy het Parkinsons. En dit het toe gebeur. Ja, jy is heeltemal reg. Die eerste tekens is 'n bietjie van 'n handskrifsel, partykeer is dit 'n kopskud, maar dit gebeur geleidelik. En gewoonlik mense oor 60, alhoewel daar mense is wat op 'n vroeë ouderdom kry van 30, 40s, vroeë aanslag. Goed, so hoe lyk die realiteit of werklikheid vir iemand wat daagliks met Parkinsons leef, as jy dit moes opsom? Parkinsons het twee gedeeltes. Een is die bewegende gedeelte. Dit is wat uiterlik is. Dit is nou jou handbewegings, dit is jou stap, dit is jou balans. Dit wat alles uiterlik is. En dan die nie uiterlik nie, dan is binne in jou. Parkinsons, omdat dit 'n senuweesiekte is, affekteer die hele liggaam. So dit kan jou spoeg beïnvloed, dit kan jou slaap beïnvloed, dit kan jou gemoed beïnvloed, jy kan depressief raak, dit kan jou stem hoor, jy hoor my stem is hees, en jou stem word al hoe dowwer, solang die mense sê vir jou, kan jy nie hoor nie. In my geval ook, jy kry wat hulle noem woordwisseling, vir woorde terugtrek, word retrieval. Ek kan praat soos dat ek nou met jou praat, dan ewe skielik wil ek iets sê, en dan verdwyn die woord net. Ek kan dit net nie uit, ek weet wat die woord is, en ek gebruik dit daagliks. Soos iemand het anderdag vir my gesê, wie is jou versekeraar? Ek het nie geweet nie. Ek staan daar, weet nie. Dit kan jy kan oorgaan na dementia toe. So, enigiets wat die liggaam affekteer, sluk byvoorbeeld. Baie mense se sluk word beïnvloed en jy kan dan kos kry wat in jou longe ingaan. En dit veroorsaak dood. Maar mense sê, jy gaan nie dood van Parkinsons nie, maar jy gaan dood met Parkinsons. Goed, so hoe kan 'n mens betrokke raak, jy weet, en dalk ook help met bewusmaking in die verband? Parkinsons SA is die doelwit om dit bewustheid te maak en mense wat Parkinsons het bymekaar te bring.
Daar's nou in Durban, Kaapstad en Johannesburg is daar nou forums waar ons bymekaar kom elke maandagoggend hier in Johannesburg. En dan het hulle verskillende mense wat inkom en vir ons bystaan, fisioterapeute, spraakterapeute, OT's en sulke mense. En dit gee vir jou miskien nie een op een nie, maar dit gee vir jou die breë oorsig van wat Parkinsons is en wat gedoen kan word om jou by te staan. En programme soos hierdie, dit help baie om mense bewus te maak. Ekskuus, ek gaan jou daar nou in die rede moet val, maar baie dankie vir jou tyd en dat jy vanoggend met ons hieroor gesels het. Ons is net hierna weer terug. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Tyd vir sport hier op Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. The South African water polo team has just made history on the international stage, proving that South African women's water polo is a force to be reckoned with. We're joined by national captain Shakira January, fresh from the World Aquatics Women's Water Polo World Cup, which happened in Malta, where the team secured back-to-back wins, a first for South Africa. And really nice to have you with us. Let's chat firstly about how you guys qualified to get there, and let's talk details. Hi, firstly, good morning. There isn't really a qualification from my understanding. I could be very wrong with that. But I think it's because we are, there needs to be an African team. And in Africa, we are the most competitive team. So I think that's how we secure our spot to the World Cup. You guys took out not only Singapore, but then also Slovakia. Talk to us about those two matches. Did you expect to do that for starters? I wouldn't say expect. I think that we knew that it was going to be a close game and we were hoping for a win. But Slovakia and Singapore were both tight matches. Going into it, we just said we had to trust the processes of our training sessions, of our strengths, and use that to our advantage. So yeah, it was a tough game going into it, and it was nice to play competitive international games. We don't usually have that, but it was really nice to play against, and it was extremely special to win 2 back-to-back. Like you said, it was the first time that we've ever done that, so it was really, really nice. Where do you think South African water polo women's in particular is right now, worldwide, and what is the goal, Shakira?
So I'd say compared to previous SA sides, I would say the ladies team is on an upwards trajectory. Like every single tournament is better and better. So I would say that that we are definitely improving, and it looks like it's a very bright tunnel at the end of it. And yeah, so I think in terms of the world aspect in South Africa, in terms of competitively, in terms of the whole world, we're not as competitive yet. I think that we definitely can get there, but we are currently sitting, I would say, from I think it's 13th to 16th. That's where we're sitting in terms of the whole world, which I would say is good. Maybe unfair. I'm making an assumption that you would also be fairly close to the men's side and South African water polo from a male side. What does that look like for you? What are your impressions? What do you mean, as in like close as in friendships? Yeah, where is South African men's water polo in the world men's standings? team. Let's put it that way. Yes, I think that we actually similar. This is going to be me being biased or based on previous tournaments. I would say the women's team is a little bit stronger than the men's team, but the men's are still very competitive. And I would say if they had to play against Singapore and Slovakia, they would also win. So we are definitely, as a whole, a South African water polo team on the upward side of our graph. But we just need a little bit more time to get to internationally competitive against the stronger teams. With great respect, it's obviously not a massive sport as far as corporate South Africa is concerned. How does one get to a point where you can start getting investment and some sponsorship and more money flowing into the sport at the top so that it can develop more and perhaps allow South Africa to get into the top 10? You know, it's tough because water polo isn't as popular as, like rugby and cricket. We're not professional athletes in polo. So it is quite tough to even get the recognition. I don't think a lot of people in South Africa even know what water polo is. So it is tough. I do think that for us to get more sponsorships, we do need to be... we need to represent our national demographic more. I think that's what companies look for. I think that's what sponsorships look for. So the minute we get that, we reach that goal, then we'll definitely get some more sponsorships. And I do think sponsorships is our biggest problem right now. Money, I think, for a lot of sports is the biggest problem. I think that's why we are on the lower half of international competition, because we don't have that experience as other teams do. Like, they can easily compete against the top teams. And for polo, actually, I think for all sports, the more competitions you do, the better you'll become. So I think it is tough. I do think that once we do get that right, we will be able to be in that top 10 and to compete against top teams. But it will take a while. Of course, it is a big sport with some of the bigger private schools. How does one take it further than that? You know, it's actually, it's great that you asked that question. I've started, myself and a few of my friends, myself, Aluchi McMurray, Boati Matau, and Michaela Boventura. We are in the national setup, and we actually started this club called Panthers Water Polo Club. It's in Boksburg. Well, it's currently based in Boksburg. And we did it for this exact reason, that water polo is mainstreamed in the private schools, and we want to move polo into more public areas and into just open the water polo community so that more people are involved. And the bigger we open the community, the more talent will come in. And that way we can also then reach our top 10 goal. But yeah, so it is very much high school, very much popular in high school and private schools now. But yes, our goal is to also expand it to public schools. Seeing that you're coaching at that level, what are your thoughts about new talent coming through? From what I've seen from high school, and particularly some of the schools in the Joburg area, Durban and even Cape Town, there's massive amounts of talent. Does it come through as well?
In school level, I do think our national teams, we do select the top players in the country. It is tough when, because it is not a popular sport, once students reach or athletes reach university level and senior level, there's not as much competition as in school level. So there are, unfortunately, a few athletes who had a lot of talent, who lose out or are removed from the system because there's not as much competition, or there's not as much universities and ladies or men's leagues playing after school. So it is unfortunate, but there are a few that still push through. We actually also get a lot of students. Now it's become more popular to play overseas and get the opportunity to study overseas and play there, which is super, super great that is an opportunity for many athletes. And the national side, we're getting more and more intake of those international students, which is also benefiting us. So yeah, we do lose some talent, but there's also not all of it is lost. Lastly, briefly, where does South Africa play next? Where do you guys compete next? I think definitely confirmed it's next year World Champs, which is our tournament just before the Olympics, which is our big end goal. Terrific. Shakira, thank you so much for chatting to us. Unfortunately, time has caught up with us. Terrific to have chatted with you, and congratulations. Bly net waar julle is. Ons gaan net hier na 'n bietjie kyk na wat aangegaan het by mode. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. The Met Gala is known as fashion's biggest night out. This year's theme, costume art, paired with the dress code fashion is art, sparked some bold, dramatic and sometimes controversial looks on the red carpet. We are joined by Lorraine Willifier and Michelle Howell from Style and Makeup Effect to break down the standout moments, the misses and how those global trends influence what we see in everyday beauty and style. Goeiemorgen, good morning, and thank you so much for joining us again this morning. Thank you. And before we get to the art, let's just start with some background. What is the Met Gala all about? Die Met Gala is basies 'n fundraising event
vir die Metropolitan Museum vir Art and Institute, vir Costume Institute. So dit is in New York. So hierdie event word elke jaar gedoen om basies geld in te samel vir hierdie museum. Waar is jou Anna Wintour brilletjie vanoggend, Lorraine? Dit is my vraag. Would you like to add anything to that? Yes. So basically, as Lorraine mentioned, I think she's given most of the detail about it. So it's for the Costume Institute of the Met Gala. The funds go towards that. And it has actually been chaired by Anna Wintour since 1995. So she's been doing, I think, a great job for the past couple of years. And they call it fashion's most prominent event of the year. So I think it's the most looked out for fashion events of every year. I think everyone looks forward to it. And it's always hosted, interestingly enough, on the first Monday of May in every year. Oh, that's interesting. Yeah, I think Anna is such a remarkable woman as well. Ja, en ook hierdie fondse wat ingesamel word, daar's oor die 33,000 kunststukke in hierdie museum. So ek dink dit lê baie naby aan die mense se harte. Vir al die mense wat bietjie meer kreatief is die modeontwerpers. So 'n modeontwerper kan ook by hierdie Met Gala 'n tafel host vir $350,000. Ja, ek moet sê Felle. Klein geld. Ja, ek was net teleurgesteld geweest om te sien dat Lady Gaga nie vanjaar daar was nie, maar sy was blykbaar besig met projekte. Sy is besig met kunswerk. Ons vergewe haar daarvoor. Maar goed. Ek wil graag by die tema uitkom, costume art. It sounds beautiful and paired with the dress code, fashion is art, but what does that actually mean on the red carpet? Ek dink vat jy hom eerste. So I was so excited to see this thing because as someone that's a designer themselves and loves everything fashion and art, I think it is just a true statement. Fashion is art and you can do absolutely anything with that theme. So I was so happy to see that some of the celebrities really went all out. Some of the design houses really went all out with the theme. I think there were a few that were a little bit disappointing because I feel like there's an endless opportunity to be creative with a theme like fashion is art. But there were really some beautiful looks that we're going to dive into as we speak about this more. Ja, en ook die tema is ook fashion is art beteken jou fashion of jou kuns vertel 'n storie. So elke uitrusting, elke look het basies 'n storie vertel. Dit is nie net ons staan op en ons trek ietsie aan nie. Dit is regtig, daar's 'n storie agter elke ontwerp. Ja, dieper betekenis. Goed, wie het vir jou uitgestaan? Wie het by die tema gehou en gelyk soos 'n work of art? My favorite look was Emma Chamberlain. Haar make-up, haar hare, haar rok, alles, dit was hand-painted op haar. En ek dink die vloei van die hele rok en die vloei van haar make-up was net vir my so mooi en dit het so mooi gepas by die tema. For sure. Lorraine and I are definitely in agreement with this. When I saw Emma Chamberlain's dress, it was created by Mugler, and it is absolutely stunning. Everything about that dress. The skirt has all these beautiful ruffles that were hand painted by airbrush. It was sculpted. They used so many mixed medias from art world on this dress. So it was the epitome of fashion is art, and the whole look together was so stunning. Ja, en haar make-up was nie die gewone tipiese make-up nie. Dit was bietjie meer dramaties en ek het geloof die drop shadow wat hulle aan die onderkant van die oog gedoen het, maar dit het nie haar ook ge-overpower nie. En haar hare, alles was net, dit het so mooi ingeblend met mekaar. En ek gaan nou terugkom na dit wat jy nou gesê het, maar wie het die pot misgesit en net? Madonna. Hoekom sê jy so? Ek dink nie dit was aard nie. Ek dink dit het meer gelyk as sy na 'n Halloween party te gaan, maar dis net my opinie. Dit was nie vir my een van my gunstelings nie. En dan ek weet daar's 'n storie agter dit, maar Cardi B was ook glad nie vir my 'n storie nie. Dit het vir my gelyk asof daar vergresels op haar liggaam oral begin uitpop. My least favorite was Doja Cat. Anyone that knows Doja Cat, she normally goes all out, and previous Met Gala looks were absolutely stunning. I just feel she played it too safe. The dress was boring. The neckline and the hairstyle didn't match. So I was just disappointed. I feel like she could have done so much more. I was expecting so much more regarding the theme. I thought she was going to go all out. To me, it just wasn't
giving what I wanted it to. Hoe sou julle die belangrikheid van iets soos gremering en ook haarstyle beskryf? Die belangrikheid daarvan om seker te maak die hele look, as jy mens dit so kan stel, is basies word voltooi. Ek dink dit is 'n geleentheid vir hulle om 'n bietjie uit hulle comfort zone en uit hulle boksie uit te klim. So ek dink hulle moet die geleentheid gebruik om bietjie meer extravagant te gaan met definitiewe lyne, bietjie meer soos fashion wings op die oë en doen bietjie meer. Daar was wel baie wet looks met haarstyle, maar ek dink dit is regtig die geleentheid wat hulle moet gebruik om iets anders te kan doen, nie net 'n tipiese soft glam look nie. I agree, especially with something with the Met and especially with the theme that they had. I think makeup and hair is the thing that ties the whole look together, along with your accessories. It's the biggest part is your styling. So you can have the most beautiful dress, but if your makeup is basic, your look could be elevated so much more if your makeup ties in with your dress and your overall styling. Ja, en daarmee het ek ook vir Zoe Kravitz uitleg, want ek dink ook haar hele look het mooi by mekaar gekom. Sy het 'n bietjie van 'n upstyle gedoen, maar 'n wet look upstyle, wat vir my gorgeous was. En haar make-up en haar hele look was net vir my so mooi. Haar make-up het so mooi gepas by die rok, want alhoewel die rok swart was daar 'n kunstelement daaraan, en dit was ook omdat dit lys was dit bietjie meer 'n softer look. Ja, die tyd is besig om ons in te haal, ons het so 'n minuut oor, but I would like to ask you, what trends from the Met Gala fashion, makeup or hair do you think will influence everyday style? I think the bold kind of look is coming back. I think it's making a comeback. I think we're going to see that a lot in matric dresses as well this year. Ja, en ek dink met 'n element kan jy nogal baie ver kom, soos byvoorbeeld 'n lekker sterk eyebrow of 'n mooi fashion wing of 'n bold lip. Dis interessante dinge, ons hou dit met groot belangstelling dop. Dit gaan nie noodwendig hier 'n invloed hê nie, net Lorraine. Hier by Goeiemôre, Good Morning nie, maar hoe dit ook al sê, dis interessant. Baie dankie dat julle vanoggend hier kom kuier om dit te bespreek. Goed, soos ek sê, die uitrustings was omtrent interessant geweest met baie verskillende kommentaar ook daaroor. Nou goed, Tamlin Wessels is net hierna hier in die ateljee en sy is hier om haar nuwe liedjie Dis nie so diep nie met ons te kom deel. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou om gerus 'n draai op ons YouTube kanaal te gaan maak om te gaan kyk na ons in diepte gesprekke. Maak ook sommer seker jy volg ons terselfdertyd op alle sosiale media platforms en onthou om elke oggend in te skakel. Daar is ook 2 heruitsendings. Maar intussen moet jy nêrens heen gaan nie, want ons is net hierna weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig?
Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Die nuwe enkelsnit, titelsnit nogal, né? Van Tamlin Wessels se splinternuwe EP. Dis nie so diep nie en sy is hier so vanmôre. Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Nee, wat dit lyk of jy al die hele dag agter die rug het. So vars lyk jy. Ek is baie opgewonde. Ja, ons is saam met jou opgewonde. Baie. Dit is regtig 'n beautiful song. Dankie. En net die manier hoe jy die video vasgevang het en alles. Hoekom was dit vir jou belangrik om hierdie hele persoonlike ervaring van jou in 'n liedjie vas te vat en met die mense te deel? Ek moet vir jou sê, dit is vir my belangrik dat ons as mense mekaar help met ons experience en ek weet baie mense het partykeer nie die mental krag om deur sulke goed te kom en dan, ofwel hulle kan deur dit kom, maar hulle hou nie altyd daarvan om daaroor te praat nie. En ek wat so ekstrovert is, love it om daaroor te praat en is baie skaars. Nie baie mense was siek soos wat ek was, al op so 'n jong ouderdom nie. En vir my is dit ook veral belangrik om vir mense te wys soos een van die grootste redes hoekom ek deur alles kon kom is omdat ek mense om my gehad het wat my lief gehad het, soos my ouers en die vriende. En ja, ek voel definitief dit kan iets vir die jonger generasie beteken wat sukkel en ek sê ook altyd jy hoef nie noodwendig ook te sukkel met siekte om te relate met hierdie storie nie. Soos vat wat jy kan verstaan uit dit en maak dit applicable op jou lewe. En hoe het jy by die titel uitgekrom? Ek het op 'n stadium na die hele hospitaalstorie toe ek nou gesond geword het en my enkels werk nog steeds nie, dan baie mense my gevra hoe voel ek daaroor. En dan wou ek nie op 'n harde manier vir hulle sê soos ek gee glad nie om nie want dis nie so diep nie, soos ek kan aangaan met my lewe, ek word elke dag wakker, so hoekom gaan enkels wat nie werk my pla nie. So dit is eintlik soos my lewe was diep, dit was traumaties en ons op 'n stadium en nou soos wat ek herstel het, is die lewe nie meer so diep nie. As jy kan wakker word en jy het kos op jou bord, dan is ek gelukkig. Ja. En daai struikelblok is iets wat jou weer sterker gemaak het as 'n mens. En jy wil vir mense sê, man, maak nie saak hoe groot of hoe klein daai struikelblok is nie. Dis nie so diep nie. Jy kan vorentoe. Definitief, ek dink dit is maklik om vir mense te motiveer, maar ek is 'n lewende bewyse dat jy gaan fyn kan wees as jy net aanhou. So dis beter om te invloed met bewyse, ja. 100% daai relatability, né? Ja. Nou ja, jy het ons al bederf met liedjies soos Ek slaap in jou hoodie wat 'n baie lekker netjie is, Plan B. En hoe pas dit nou by jou groter prentjie in vir jou EP? So ons het bietjie met hierdie EP rondgespeel met verskillende genres om te kyk wat werk, want ons eintlik nou nie al baie lank in die musiekbedryf nie, so ons is nie heeltemal seker wat soek mense van my nie. En toe sê ek ook vir e-mail, soos ek wil ietsie van alles hê, want ek dink Suid-Afrikaners sal baie keer kla oor musiek wat nie baie betekenis het of hulle lewe verander nie as dit gaan oor klein bietjie wyn of so aan, dan wil ek ook net sê, soos, dis nie so diep nie, ons kan van musiek hê en aan die ander kant kan ons ook diep musiek hê. So, dit dink ek het baie goed by mekaar uitgekom, want dit maak eintlik nie sin nie, maar, so dit los 'n vraag by die kyker, maar tog antwoord ek jou vraag as jy die EP gaan kyk. En mense moet besef, ek meen, daar's baie kante van 'n kunstenaar wat hulle nie noodwendig dadelik leer ken nie, en dit gaan tyd vat om dit te leer ken, en hier kan ons sommer vinnig ook bietjie leer ken. Ja. Both sides to the story van Tamlin. Ja, definitief. Net ons destyds musiek uitgebring het baie mense nie geweet obviously van my lewensverhaal nie, want ek het dit nog nie so baie gedeel nie, en dan as mense hulle vertel, dan is hulle soos geskok, dan is dit eintlik nou vir my lekker om soos te deel, waar ek was, want mense weet dit nie sonder dat mense daarmee te deel nie. En ek is nie iemand wat my gebrek of my storie in jou gesig druk nie. Ek sal wag tot jy uitvind daarvan, ja. Maar jy het dit baie mooi verwoord in die liedjie nommer 1 en ook wat die musiekvideo aanbetref met jou hospitaalgeskiedenis en die hoeveelheid kere wat jy in die hospitaal moes deurbring en hoe jy met jouself eintlik gepraat het. Ja, nee, dankie. Dit was 'n baie lekker proses. Dit was nogals moeilik om dit te film, dit het baie lank gevat. Maar dit was, ek sê vir mense altyd soos 12-jarige Tamlin wat daar in die hospitaal gelê het, is regtig die sterkste meisie wat ek ooit sal ken, dink ek, want partykeer sal goed nou met my gebeur en dan sal ek hartseer raak en dan kyk ek 'n video daar waar ek nie eers kon asemhaal nie eers my oë kon beweeg nie en ek het geglimlag aan die binnekant. En dit was vir my belangrik om te wys dat ek vat die hele storie nou en ek wil dit eintlik soos afsluit. Ek wil vir mense wys ek beweeg aan, want ek sê ook vir my ouers is dit help nie ek
pen vas op hierdie wat met my gebeur het en ek sê vir ander mense, jy gaan fyn wees, maar ek klou vir die res van my lewe daaraan vas nie. En ek wil nie hê mense moet my sien as 'n gebrek of dit is wie ek is nie. Ja, dit het my gemaak wie ek is, maar ek wil ook aanbeweeg van dit af. En op daardie hoë en positiewe noot sê ek vir jou baie dankie en maak seker jy sien en kyk na hierdie video oral waar jy gaan. Van ons, lekker dag.